ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om in hierdie oomblikke bymekaar te wees. Dankie Here dat U ons gedryf het, gedring het om die tyd uit te koop ook vandag. En Here, ons wil vra dat U deur U woord met ons sal spreek. Dis 'n kosbare gedagte, dis 'n kosbare deel van ons geestelike lewe. En ons wil vra Here dat U deur U genade ons gedagtes sal fokus, ons harte sal fokus, Here, om te leer wat U ook van ons wil leer. Ons dankie, al die lof, al die eer en al die aanbidding kom U toe. Amen. Nou ek wil goed, ons besig met ons Bybelstudie oor heiligmaking en ons het verlede week het ons nou gepraat oor hoekom is heiligmaking noodsaaklik? Hoekom is dit iets wat in die Bybel aangespreek word? Ek nou hier in Kolossense 3 het ek nou oopgemaak vandag in die opskrifie wat die vertalers daar gesit het, vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. En as dit so belangrik is, dan is dit nie iets wat ons kan miskyk nie. En ons gaan nou aan en ons praat oor hoekom wat is die aanduiding dat ons 'n behoefte het aan heiligmaking, dat daar 'n nood is aan heiligmaking. Ons het gesê heiligmaking is 'n proses wat begin by wedergeboorte, nê? Dis daai na die eerste genadewerk, ons wedergeboorte, dis daai tweede en die derde en die vierde en die 20ste en die 50ste genadewerk, nê? Dis mos wat dit nou is. En ons het gepraat van as jy heiligmaking moet daar vrug dra, en ons het gekom by daai ding van een van die gedagtes dat of een van die redes hoekom ons sê heiligmaking is nodig, is noodsaaklik, daar's 'n gebrek aan heiligmaking, is wanneer daar 'n gebrek aan geestelike vrug in my lewe is. Dit het ons nou hanteer. Nou in hierdie wanneer ons kyk na die gedagte van gebrek aan geestelike vrug. Nou Kolossense 3 lees ons nou daarvan vers 1 af. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En dan gaan hy gaan nou verder en hy praat oor al die slegte dinge, al die dinge wat ons moet aflê en al die sonde en die verkeerde dinge. En dan beklee julle dan vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar, en so gaan hy aan vers 14, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Dit is die vrug van heiligmaking. Dit is die geestelike vrug, of sit nou so wil stel, die geestelike vrugte, die verskillende tekens van die vervulling met die Heilige Gees. So die eerste ding, om vrug te kan dra van iets, moet daar eers die krag van daardie iets in my wees. So om vrug te dra van die Heilige Gees, moet daar die krag van die Heilige Gees in my wees. Lukas 24 vers 49 sê die Here Jesus, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Met ander woorde, ons weet dit is die belofte van die Heilige Gees, die vervulling, nê, die uitstorting van die Heilige Gees op daardie. En wat moes hulle gaan doen? Hulle moes in die stad Jerusalem bly, en die gedagte is om te wag op die krag. Dis iets wat ek in my binnekamer, ons het gister met die CVV bid hier, het ons nou 'n bietjie daaroor gepraat, oor daai gedagte van wat dit beteken om te wag. Dit beteken nie dat ek ongeduldig raak, dit beteken dat ek onrustig raak, dit beteken dat ek negatief raak. Dit beteken dat ek my vertroue in die Here stel. So daar is daai eerste gedagte, en dan natuurlik, nê, wanneer dit vervul word met daardie krag, Handelinge 1 vers 8, nê,
en julle sal my getuies wees. Dis die eerste teken van die krag van die Heilige Gees is om 'n getuie te wees. En dan gaan Paulus verder in 1 Korintiërs 2 vers 4. Hy sê en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Hoor nou wat hy sê. Dit is baie belangrik. Want as dit nie in die krag van die Heilige Gees was nie, was dit sy eie woorde gewees. Dan was dit hy wat gepraat het en nie die Here wat gepraat het. Maar hy sê en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid, maar in betoning van gees en krag. Sien, sonder krag kan ons niks doen. Sonder krag, sonder die krag van die Heilige Gees is my geestelike werke net dit, dooie werke. En ons weet nou daai ding van geloof teenoor werke en ek wil nou dit gaan nie daaroor nie. Ons weet dat geestelike werke deel is van ons heiligmaking, deel is van ons geestelike groei. So dis nie 'n werkelose godsdiens nie, maar dit is gebaseer op werke. Maar wanneer ek dit nie in die krag en in die instandstelling van die Heilige Gees doen nie, dan is dit myne en nie God se nie. So wanneer ons dan nou die krag ontvang het van die Heilige Gees, is daar nou 'n ding wat met my moet gebeur. En dit is nou, kan ek nou maar sê, die opeenvolgende genadewerke wat die Here in my doen, is om daardie oorwinning oor versoekings te kry. As ek nie oorwinning oor versoekings kan kry nie, dan beteken dit dat daar 'n nood in my lewe is aan heiligmaking. Baie keer dan sê mense, omdat ek nog omdat ek nog versoek word, is ek nie waarlik gered. Dis nie waar. Omdat ek nog getuister word met die duiwel deur versoekings, is ek nie waarlik gered nie. Nou wil ek nog iets sê. Omdat ek dalk val vir 'n versoeking, is ek nie waarlik gered. Dis nie so nie. Dis nie so nie. Wat dit is om oorwinning daaroor te kry. En ek kan dit nie in my krag doen nie, want dis wat ons baie keer wil doen. Here, los hierdie een vir my, ek het hom. Ons kan nie dit doen. Nie as ek volmaak wil wees na die beeld van die Here Jesus Christus, dan kan ek nie vir die Here sê, okay nee, ek het hierdie een nie. Want ek het dit nog nooit gehad nie, maar dit het nog altyd 'n hou vas op my. So, hoe doen ek dit? Hoe kry ek oorwinning oor sonde? Hoe kry ek oorwinning oor versoeke? Matteus 26:41. Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hoe doen ek dit dan? Hoe sê die Here? Waak en bid. Waak. Gister weer eens oor die bid hier, die laaste stukkie het gesê, ons moet waaksaam wees want ons is in die grondgebied van die vyand. Verstaan? Ek onthou al die stories wat ek gehoor het van die manne wat daar op die grens was. En as hulle daar kan ek nou maar sê in die SA kant was, dan was hulle bietjie meer rustig en dit was bietjie, maar as hulle daar aan die Angola kant was, verstaan, dan sou ouens op hulle hoede gewees en verstaan, hulle was bakker en dis wat die Here sê. Ons moet waaksaam wees en ons moet bid. En dit is hoe ons oorwinning oor versoeking verkry. Want as ons waak, dan sien ons dit kom. Ons sien dit aankom, né? Letterlik. Jy sien, hier kom nou ek het nou die dag het ek en my vrou praat ons en ek sê vir haar ek sien hierdie ding aankom. En ek weet nou moet ek begin bid en ek moet die Here soek. Laat hy my beskerm daarvan, laat dit my nie verteer nie geestelik nie. So, maar nou die ding is want onthou nou, ons sê nou sonde is altyd 'n besluit. Dis nie iets wat jy per ongeluk doen. Veral as dit iets is waarvan die Here jou reeds gereinig het, né? Dis altyd 'n besluit. Dis nooit 'n ding van oeps, staan. Ek gebruik altyd hierdie radikale voorbeelde en want dit gee so 'n bietjie skokwaarde, maar behalwe nou vir die skokwaarde is dit maak dit net 'n bietjie duideliker. Ek dink dan iets soos pornografie. As jy gesukkel het met pornografie en die Here het jou vrygemaak.
daai volgende keer wat jy weer in daardie versoeking ingaan, is dit jou besluit. So, wat is die uitweg dan? Hoe ek moet my verbind tot heiligmaking. Ek moet myself daartoe verbind. Ek moet vir myself sê, ek wil wees. Ek wil die opdrag van die Here God nakom om te verander te word tot die beeld van sy seun Jesus Christus. Dit is die opdrag. Dit is heiligmaking. So ek moet waak en dit is die waak is daardie verbintenis om myself te verbind tot heiligmaking, né? En wakker te wees vir die versoekings wat kom en dan natuurlik die belangrikste is gebed om heeltyd te bid, om heeltyd te bid. So wanneer ek nou by hierdie plek kom, ons het nou gesê, ons het gepraat oor daai nood, daai behoefte aan die krag van die Heilige Gees en as ons daardie krag in ons het, dan is dit vir ons moontlik om deur hierdie kan ek sê hierdie verbintenis tot heiligmaking, né? En deur gebed is dit my moontlik om oorwinning oor versoekings te kry. Maar nou moet ek ook 'n nuwe ingesteldheid hê tot sonde en 'n nuwe ingesteldheid hê tot diensbaarheid. Want daar is nou 'n baie belangrike verandering, 'n wending wat moet plaasvind vir die kind van God. Die eerste ding is Romeine 6:11 lees ons: So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. So, wat het nou gebeur? My prioriteit het verander. Waar lê my prioriteit nou? Lê dit by my vlees of lê dit in die Here Jesus Christus? Romeine 6:22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, diensbaar geword het aan God, het julle, hoor nou, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Verstaan, nou dat ek vrygemaak is van sonde, onthou nou as ek dan net gesê, is nou hierdie nuwe ingesteldheid tot sonde en diensbaarheid. Want as ek nie in die Here Jesus Christus is nie, as ek nie sy Heilige Gees het nie, as ek nie vervul is met die Heilige Gees nie, dan is ek diensbaar aan sonde. Verstaan? Hoor nou. Maar nou dat jy vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jy jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Verstaan? Want nou dink dit asof dan klink dit asof ons moet nou heilig wees sodat ons uiteindelik eendag die ewige lewe kan ontvang. Wat Paulus hier sê is, kyk, want ons ontvang wanneer ons wederbaar word, dan ontvang ons die ewige lewe. Maar daai goed hang alles van of nie hang af nie, maar dit het te doen met vrug. As ek sê ek is wedergebore, maar ek dra nie die vrug wat by bekering pas nie, dan kan ek mos sê ek is waarlik weergebore nie. Ek kan nie eendag opstaan en sê ek is wedergebore. Dis iets wat die Here in my doen. Maar hy sê as ons vrygemaak is van die sonde. Met ander woorde, daai waak en bid, dis wat ek aktief mee besig moet wees in my lewe. Waak en bid. Ek moet wag op die Here, ek moet wag vir die Heilige Gees. Nee, ek het hom afgesit doen. Nee, hoe kom ek eens? Nou sê. Maar en dan natuurlik die volgende ding wat vir ons baie belangrik is weer eens daai vrug, né, die vrug heeltyd. En diensbaarheid. Dis waarvan ons praat. Romeine 12:2 en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Sien, diensbaarheid. Moenie aan die wêreld gelyk, as ek aan die wêreld gelykvormig is, dan kan ek nie beproef wat God se wil is nie. Dan kan ek nie beproef wat die Here vir my wil hê nie. En daarom sê die Here, ek moet nie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar ek moet vernuwe word, ek moet verander word, my gemoed, né, my binnekant, my wese moet verander. En dis waar daai gedagte inkom van
van diensbaarheid, nie? Om nie meer diensbaar te wees aan sonde nie. Want nou dink ons ja, maar ek's nie diensbaar aan sonde nie, is bedien sonde my nie? Nee, ek dien die sonde. Verstaan? Ek dien sonde. Die sonde bedien my nie. Die sonde van die vlees bedien my nie, dit bedien die sonde. Verstaan? Ek dien die sonde. Ek dien afvalligheid. So en nou en dis 'n baie belangrike gedeelte van die gedag of die leer van heiligmaking is dat daar 'n voortgesette afsterwing van die werke van die vlees elke dag in my lewe moet wees. Daai gedeelte waar ons lees, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Daai word met die Gees vervul beteken dit is 'n dinamiese nou gebeurtenis wat heeltyd gebeur, heeltyd. En dit is nou hierdie wat nou in my lewe moet plaas. Dit is die vrug wat ek moet dra. Dis hy voortgesette afsterwing van die werke van die vlees. Romeine 8:6. Wat die vlees bedink, Romeine 8:6 sê hy, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So as ek vasgevang is in vleeslikheid, dan beteken dit dat ek besig is om diensbaar aan die sonde te wees. Ons het nou net gesê, nie? Want dat die vlees kan hom nie aan onderwerp aan God nie. Ek kan nie in my eie krag sê ek gaan nou 'n goeie mens wees en ek gaan nou die regte dinge doen en ek gaan nou 'n heilige lewe lei. Nee, ek kan dit nie sê nie. As ek dit probeer doen, dan is dit ek wat sê ek gaan my vlees onderwerp aan God se wette. En ek kan nie dit doen. Die vlees kan hom nie en die vlees sal hom nie laat onderwerp. En daarom moet ons in die Gees wandel. Want dit wat die vlees bedink is die dood. Dit is vyandskap teen God. Ons moet dit altyd, as jy dit so sien en ek wil nie net sê sien nie, as jy dit begryp dat dit vyandskap teen God is, dan kom jy by daai ding van, weet jy wat? Dis waar daai weer eens daai gedagte van die tweede en die derde en die vierde en die vyfde en die 60 genadewerk inkom. Soos die Here jou heeltyd verlos van inwonende sonde, soos jy heeltyd besig is om die werke van die dood en die vlees af te sterf, né? Romeine 8:13. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hoor nou, baie belangrik. As julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Dis natuurlik. Ons weet dit. As jy by 'n sonde oortuiging kom, dan weet jy, as jy na die vlees lewe, gaan jy sterf. Verstaan? Maar nou hoor nou hierdie woorde. Daar staan nie as jy deur as jy die werke van die liggaam doodmaak nie. Jy kan nie die werke van die liggaam doodmaak nie. Hoor wat sê die Here. Maar as jy deur die Gees met 'n hoofletter, die Heilige Gees van God, die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Die vlees moet doelbewus afgesterf word. Daardie besluit, né? Wanneer versoeking kom, wat doen ek? Ek neem 'n besluit. Ek gaan of ek gaan nie. Doelbewus. Ek moet doelbewus die vlees afsterwe. Wat gebeur as ek dit nie doen nie? Hy trek my terug. Hy trek my terug. Hy trek my terug in die modder in. Hy trek my terug in sonde in. Galasiërs 6:14 lees ons, wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Weet julle hoeveel kinders van die Here word daagliks verlei om weer sonde te doen? Weet julle hoeveel mense wat die Here al vir 40, 50 jaar dien, word daagliks weer in sonde ingetrek deur die vlees. En daarom is dit nodig dat ons daagliks ons sal vereenselwig met die kruis.
daagliks. Hy sê, maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Paulus het nie daar gesê, jy weet, toe ek nou ophou rook het, verstaan? Nee, as hy nou 'n roker was, verstaan? Ek kan nie sê toe ek ophou rook, jy weet, ek het eers gedink dit was moeilik en ek het gesukkel, toe die Here my daarvan verlos het. Dis wat gebeur het. Nie ek het opgehou nie. Verstaan? Die Here het my daarvan verlos. En dit is waar my roem moet wees. Toe ek ophou drink het. Jy het nie ophou drink nie. Die Here het jou daarvan verlos. Die Here het jou daarvan losgemaak. Verstaan? So, wat gebeur? En dit het alles nou te doen met daai gedagte wat ons nou mee besig is dat wanneer is daar 'n aanduiding dat ek 'n tekort het aan heiligmaking, dat daar iets in my lewe is wat nie op die plek is waar ek moet wees, is die gevolge van vleeslikheid. En dit is tragies wanneer dit gebeur. 1 Korintiërs 3:1 skryf Paulus, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Hoor nou die strekking van hierdie woorde. Dit is die gevolge van vleeslikheid, dis die gevolge van sonde. Vers 3. Omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daaronder julle jaloesheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Dis wat Paulus sê. Dis opgeneem in die woord van God, dis wat die Here vir ons sê. Al hierdie goed is nog onder julle, en dan sê julle dan, dis so half as vir Paulus sê, al hierdie sonde is nog onder julle, dan sê julle vir my, julle is nie vleeslik nie. Natuurlik is jy vleeslik as hierdie goed nog in jou lewe is. Jaloesheid en twis en tweedrag. Kyk na ons gemeente. Genade. En dan vra ons, wat is die probleem? Die probleem is ons is vleeslik. Vleeslikheid het 'n verlammende uitwerking op 'n kind van God se geestelike groei. Jy kan nie geestelik groei as daar nog vleeslikheid in jou lewe is. Jy kan ook nie van self uit die toestand uitgroei nie. Dit is 'n werk van die Heilige Gees van God wat hy in jou doen. Daar moet 'n doelbewuste, volle oorgawe aan die kruis van die Here Jesus Christus wees. En Jesus, né, Jesus aan die kruis, nie die kruis. Jesus aan die kruis, né? Dis die probleem. Dis die probleem. Ons besef nie dat al hierdie dinge wat in ons lewens aan die gang is, waar ons so dikwels in stryd is en lyding en spoed, is as gevolg van die feit dat ons nog vleeslik is. Dan sê jy, ja, maar daai ou, en ja, maar hierdie ou, en ja, maar hy het so gemaak en sy het so gemaak en die daai, vergeet van hulle. Hulle vleeslikheid het niks met jou te doen nie. Jou vleeslikheid het met jou ewigheid te doen. En dis waar jy moet wees, by jou eie vleeslikheid. En ek dink dit bring ons by die realiteit wat Paulus nou gesê het daar in 1 Korintiërs 3 net. Geestelike onvolwasse. En eintlik half die doel waarna ons moet strewe. Efesiërs 4:13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hoor nou. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, want of wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling te bring nie. Om groot te word, om volwasse te word in die Here Jesus Christus, in die gemeente. Om al hierdie nonsens agter ons te los en te sê, ons wil vooruitgaan. Toeneem in die ware kennis van Jesus Christus. Jy weet, ek kry baie keer as predikant kry ek te doen met daai ding van
Dominee, het jy gehoor van hierdie ding? Het jy hierdie voorspellings gemaak is van die wegraping, hè? Nou het jy hierdie video gekyk het. Is jy reg? Is jy en almal is so, weet jy wat? Dis golwe wat kom en dis winde wat kom en dit is dwalings wat kom. Wat kinders van die Here wat nog nie geestelik volwasse is nie, en ek sê dit met die grootste liefde en respek. Hoor, dis mense wat kinders van die Here wat nog nie geestelik volwasse is. Want hulle het nog nie die waarheid van die Here Jesus Christus in hulle harte nie. En daarom sal hulle enige iets glo. Daarom sal hulle sê, o nee, ons moet ons nou maar weer laat onderdompel, want dit is mos nou die regte ding om te doen. Ons moenie soos kinders wees nie. Hebreërs 5:12 skryf die Hebreërskrywer. Hy sê, want hoewel julle vanweë die tyd wat verbygegaan het in julle geestelike lewe. Ek onderbreek dit nou die skriflesing. Dat ek net nou aangaan sê, leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat die mense hulle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Nou gaan hy aan in hoofstuk 6, vers 1. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Dit is geestelike groei. Dit is wat dit veronderstel is om te wees. Dat as ek na 40 jaar nog sukkel met 'n konsep soos die doop, of wat dit ook al mag wees, of die bevrydingsteologie of wat ook al, dan moet ek weet dat ek in 40 jaar nie eintlik gegroei het nie. Ek het eintlik toegeneem in die Here. En dit is wat ons moet doen. Hoe groei ons dan geestelik? Want dis in die ding. Dominee, hoe moet ek geestelik groei? Hoe moet ek, weet jy wat nie? Vergewe daai ou wat jou te nagekom het. Gaan hom te sê, hoorie my broer, ek vergewe jou. Of as jy weet dat jy iemand te nagekom het, vergewe my asseblief. Dat ek net kan aangaan. En dan gaan jy aan. En jy vergewe. En as jy dit weer doen, dan sit ons nie op jou nie. Dan sit op hom of op daai persoon. In Hebreërs 5 vers 14 beskryf dit so mooi, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Nou vra ek, waar oefen ek dit? In my binnekamer. Ek oefen dit by die onderlinge byeenkomste, by die eredienste, Sondagoggend, Sondagmiddag. Ek oefen dit by die bidure. Ek oefen dit by uitreik, of wat dit ook al mag wees. Dis waar ek my geestesvermoëns oefen. Mense sê, ek weet nie om met mense te praat oor hulle siele nie. Nou sê die kerk, sê gemeente, ons gaan nou 'n sielewennerskursus aanbied. Wie gaan kom? Niemand. Ons stel nie belang. Ons het nie tyd daarvoor. Maar net eergister het ek gesê, ek weet nie om met iemand te praat om sy siel te red nie. Hoe kan ek iemand bereik vir die Here? Kom woon die sielewennerskursus by. O nee, ons kan nie, dis te gevaarlik, dis te donker, ek is te oud of wat ook al. Verstaan? Ek het nie tyd nie. Wat moet ek doen? Ek moet groei. Ek moet toeneem in die Here Jesus Christus. Ek moet in die gewoonte geoefen wees sodat ek ander mense kan leer. Sodat ek daardie jonges, dis nie die dominee se werk om die jong bekeerlinge en die jonges in die Here op te laat groot word nie. Dis hoekom die groot, kan ek sê, die groot mens Christene daar is. Hulle wat lank 'n pad met die Here stap, dis hoekom hulle daar is. Hulle moet hulle vat. Here, help my om te groei, help my om toe te neem in U sodat ek ander kan leer. Want en dit is die punt. As ek nie 'n pad met die Here loop nie, as ek nie besig is, as ek nie op daai pad van heiligmaking, onthou toe ons jou voorgestel het, nê? Toe sê beloof jy of neem jouself voor om op hierdie pad van heiligmaking te volhard. As ek nie op daai pad is nie,
kan ek nie aan iemand anders leer nie. Ek kan nie iemand anders leer uit my ondervinding wat met my gebeur nie. Dis my getuienis. Here, U het my vrygemaak van alkohol. U het my vrygemaak van dwelms. U het my vrygemaak van sigarette. U het my vrygemaak van pornografie. Of wat dit ook al mag wees, U het my vrygemaak. Dis die getuienis. En die feit dat ek nie terug gaan so nie. Dit is waar ons moet wees. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer eens vandag net kon bewus word van die nood wat ons het om in konstante gemeenskap met U te wees. En onder die krag van die Heilige Gees, o Here, gelei te word om te lewe en te werk sodat U verheerlik kan word. Dankie Here dat ons kan bid en vra dat U ons daardie getuies sal maak. Here, help ons dat ons in daardie lewe van heiligmaking sal volhard. Nie sal terugstaan en terugsit nie, maar Here, U sal verheerlik. Ons dankie Here, ons weet dat U ons sonde vergewe het, U het ons gered deur U genade, Here, U het ons wederbaar en dis ook U werk deur die Heilige Gees om ons heilig te maak, Here, sodat ons kan voldoen aan U standaard, aan die reël wat U vir ons daar gestel het, sodat U kan verheerlik word. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra en ons weet, Here, ons verdien dit nie, maar U doen dit vir ons omdat U vir ons so lief is. Amen.